Ons kan nommer 1, ons sien om na mekaar deur om, en hier is 'n belangrike een, deur om saam te lag en saam te huil. Jy geweet jy versorg mense so, deur om saam met hulle te lag. En hier is 'n emosionele versorging. Paulus sê in Romeine 12:15, wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Ek dink ons maak te min hiervan om te weet hier's mense wat nou hier sit en jou hart is stikkend, jou hart is seer. Maar daar's niemand wat saam met jou huil nie. Daar's niemand wat sy arm op jou skouer sit en sê ek gee om nie. Want weet julle wat? Dit is tog nou nie altyd lekker om te huil nie. Stem julle saam? En weet jy wat, ek huil genoeg. Ek wil nie nog oor jou goed ook huil nie. Is dit nie so nie? En tog is daar 'n verwagting in die skrif dat dit deel is van omgee. Ons sien om na mekaar dat ek saam met jou seer het, maar ook saam met jou bly is. As iets goed in jou lewe gebeur het, moet ek bly wees saam met jou. Daai nuwe babietjie wat op pad is, ek is bly saam met jou. Jy het 'n nuwe voertuig gekoop, ek is bly saam met jou. Ek is nie jaloers op jou omdat jy beter doen as ek nie. Ek is bly saam met jou want die Here voorsien vir jou en seën vir jou. So daar is 'n komponent van bly wees. Nou sien, ek dink hierdie is 'n moeilike ding. Ons sukkel baie keer om onderskeid te tref tussen simpatie en empatie. En ek gaan dit vinnig vir julle verduidelik. Simpatie is om regtig jammer te wees vir iemand. Ek kry iemand jammer. Ek kyk na iemand en ek sien, jene, hierdie ou sukkel. Ek voel regtig jammer vir hom. But it's not my battle. Dis nie my probleem nie. Dis jou probleem. So, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan omdraai en wegstap en ek gaan dit nie op my vat nie. Dis nie my battle nie. Ek kan regtig jammer voel vir iemand sonder om enigiets te doen. Empatie is om jammer te voel, maar 'n dryf te hê om saam die las te dra. Dis die verskil. Nou kom ek vat julle net gou na Jesus toe, na Jesus se hart toe. Jesus lees ons in Matteus 9 vers 36. Toe die menigte sien, hy kyk na die mense, dis ook een van ons verse, dis ons tema vers daar op die muur. Hy kyk na die mense en hy sien hulle so skape sonder 'n herder. En wat doen hy? Hy het hulle innig. Dit klink so simpatie. Die een wat ek gesê het, julle moenie hê nie, né? Hy kry hulle jammer. Ons kan maklik jammer voel vir iemand. In Lukas 7 vers 13 kom 'n vrou na hom en hy kyk na die vrou en hy kry die vrou innig jammer. Klink so simpatie, né? Kom ek gee vir julle nog een. Lukas 19 vers 41. Kyk en hy praat en hy weet, hy gaan na Jerusalem en hy weet wat vir hom wag en hy het gehuil oor Jerusalem. Maar sien, Jesus het nie net jammer gekry nie, hy het nie net gehuil nie, hy het meer as simpatie gedoen. Wat het hy gedoen? Hy het aan die kruis gesterf. Hy het iets gedoen, hy het iets daadwerklik gedoen, hy het verandering ingebring. En die Here roep my en jou vandag om nie net jammer te kry nie, maar om in te tree. En die ding is, maar wat kan ek doen? Ek kan niks doen nie. Weet jy nie, dalk het jy vanoggend net 5 broodjies en 2 visse. Dis al wat jy het. Maar dis al wat jy hoef te hê en dit vir die Here op die tafel te sit en die Here sal die wonderwerk doen. Ek vra nie vanoggend van jou om baie groot goed te doen buite jou vermoë nie. Ek vra vanoggend van jou om op te daag en te sê, Here, hier is ek. Ek het niks nie. Ek het regtig niks nie. Ek het net 5 broodjies en 2 visse. Maar Here, dis U sin. U kan dit gebruik. Verskil tussen empatie en simpatie. Lag saam met die wat lag, huil saam met die wat